Goeienaand, liewe gemeente en kuiergaste, familie. Dit is vir ons baie spesiaal om elkeen van julle saam met ons vanaand hier te hê. En ons wil vertrou dat dit vir julle almal iets baie spesiaals sal wees. Baie dankie dat julle gekom het. Baie dankie dat julle kom deelneem, al of dit in die musiekgroep is en of dit sang is en wat dit ook al is. Hierdie aand is vir julle beplan almal en aangebied en elkeen van julle se deelname gee vanaand ook daarin betekenis. En dis my gebed, en die gebed word van ons gemeente en van die kerkraad en van my hart dat elkeen van julle vanaand iets van die gees van Kersfees en die dringendheid van hierdie boodskap sal belewe. Binne die donker wêreld waarin ons is, tog die wonderlike genade van God sal sien, dat ons opnuut waardering daarvoor sal hê, dat God vir ons kom ontmoet, elkeen in ons donker kolletjie, donker hoekie, waar dit ook al mag wees. So neem deel, maak jou hart oop, en maak die Here self die seën ook van hierdie boodskap en elkeen van julle saam te kom lê. Ons gaan nêrens ter afkondigings doen nie, ons gaan net doodgewoon met die program aan. Daar sal elke keer 'n skuifie wees en die deelnemers wanneer hulle sy skuifie sien, sal hulle die voorlesing doen en so sal ons gaan tot aan die einde wanneer David Ridder vir ons die bedankings aan die einde sal doen. Baie dankie, geniet die aand saam met ons. Ons lees in Genesis 2. Die Here God het 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitsprei, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak. Die Here God het die mens beveel: van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Jesaja 5 verwys na God se volk, sy kinders, as 'n wingerd met veredelde wingerdstokke. Vers 1 en 2 sê: ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou, 'n parsklip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra. Ons lees in Genesis 3 vers 11. Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? En in Jesaja 5 vers 2. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voor wat suur bly. Tragiese gevolge vir die mense wat alles gehad het. Vir die vrou het die Here God gesê: ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Nou, na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. Vir die mense het die Here God gesê: omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitsprei, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet. Die Here God het die mens weggestuur uit die tuin van Eden, uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waarin hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf. En vir die volk wat hy gekies het, sê hy: ek onttrek my van julle, ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheiding verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word.
Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of gestoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. En ek sal die volke verbied om daarop te reën. Malagi sluit sy profesie af met 'n dubbele boodskap van oordeel en hoop. Ons lees: die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers. Maar dan raak dit stil. Vir ongeveer 400 jaar nie 'n woord uit die hemel nie. Maar dan op 'n dag verskyn 'n engel in 'n droom aan Josef. Maria gaan 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Uiteindelik breek die tyd aan waarop daar moederloos gewag is. 'n volkstelling is gehou en Josef en Maria is na Bethlehem, waar Jesus in 'n stal gebore sou word.
voorspelling van Jesaja 9 vers 1 kom in vervulling. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. So gebeur dit dan ook. In Lukas 2 lees ons, daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oopveld gebly en in die nag oor die skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en aan 'n krib lê. Lukas 2 vers 13 en 14. Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het.
vers 15 tot 20. Nadat die een van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, sê die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer vir haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles nie soos dit vir hulle gesê is. Die lig sal kom om die donker te verdryf. Die mense kon weer van depressie na hoop. Hoor Sagaria se voorspelling in Lukas 1:78 en 79. Soos die môreson sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Die lig het gekom. Simeon bid, Lukas 2:29-32. Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oor u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het vir die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.
se verantwoordelikheid, 'n roeping om ons lig te laat skyn. Jesus gee hierdie opdrag in Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek mense nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Petrus beklemtoon hierdie roeping in 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Geliefdes, met ons monde het ons vanaand die mooiste woorde gesing en gebid, soos ons dit elke Kersfees gedoen het, en soos in elke ander tyd van 'n krisis, net soos die mensdom deur al die eeue. Maar was dit werklik uit die diepte van ons harte? Vertrou ons regtig die Kersfeeskind om die lig helder te skyn, wat in die donker gaan verdwyn? Eerste moet dit in my hart begin, en ook uit my dorp, my land. Is ons vanaand gemotiveerd om gehoorsaam ons lig so te laat skyn, sodat mense hom in ons sal sien en hoop skep? As hierdie geloof en hoop nie in ons harte brand nie,
dan gaan hierdie Kerstyd Kersvieringe wees, net soos elke jaar, kom en gaan. En al wat oorbly, geskenkpapier, vuil skottelgoed en kredietkaartskuld, wat die donker in ons nog donkerder maak. Die prentjie om ons lyk nie goed nie. Dit is inderdaad donker. Ons kyk vas in verval. Van goddelike waardes en norme. Van gesinne en families. Van infrastruktuur en dienslewering. Van ekonomie, van veiligheid. En hoop brand laag. Omdat ons nie verantwoordelikheid neem nie. Ons is vol verskonings. Ek is nie gereed nie. Ek is nie opgeleid. Ek is te jong. Ek kan nie praat nie. Dis nie my werk nie. Ons verskuif die blame vir die oorsaak. Dis die vrou wat nie my gegee het. Die slang het my verlei. Dis die regering se skuld. Hoor hierdie opdrag soos dit oor en oor weer klink. Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig vir die wêreld. Dit moet op 'n staander gesit word om lig te gee vir almal in die huis. Deur hierdie lig moet die Vader gesien word en verheerlik word. Efesiërs 5 vers 8. Leef as mense van die lig. En ons weet mos nou al in hierdie tyd dat God nooit verskonings aanvaar nie. Hy stuur ons met die versekering dat dit sy werk is. Ons moet net die instrument en mondstuk wees. Hier is ek, Heer, ek gee oor. Wil jy nie maar vanaand vir ons sê, Here, genoeg is genoeg. Ek kan nie, maar daar ver bly staan nie. Hier is ek, Here, ek gee oor. Steek die lig ook in my hart aan.
liewe broers en susters, ek het die lekker werk vanaand. En dit is om vir u in die eerste plek dankie te sê dat u vanaand hierdie funksie bygewoon het. Dankie dat u ook saam met ons in Carletonville-Suid kom kuier. Hierdie gemeente is in 1958 gestig. So as hulle elke jaar 'n Kerssangdiens sou hou, sou dit 67ste Kersangdiens wees hierdie aand van vanaand. En dit is ook 'n jaar van 1958 wat 'n goeie jaar vir Fort en Share was in die land, in die wêreld. Ek kan vanaand sê wat ek wil, is my gevra om vir u te u is baie welkom en ek hoop u die aand geniet. Ek hoop u die Kerssangdiens geniet en ook hierdeur God vereer en sy seën ontvang. Die feit dat ons lewe is genoeg om fees te vier. Elke tree van die pad word ons deur hom gedra. Van arm se tyd af het ons verloor vanaand. Die verbond met Abraham, die verbond met Moses, waar die wet aan ons gegee is. Ook die verbond met Dawid, die koning, die voorvader van Jesus Christus, wat ons gelei het tot die nuwe verbond, wat ons in Jesaja en Jeremia gelees het vanaand, as ook in Maleagi. En dan ook die 400 jaar wat ons gewag het om die vervulling van die nuwe verbond, soos in Maleagi ook geskryf word, te vervul. Dit is nog altyd deur sy hand wat ons gered word. Ons dink dat ons mag dit net nie. En dit baie keer, as ons terugdink na hierdie jaar, en dink ons die vorige Kers, ons het dit net gemaak. Ons elkeen ons eie tekortkoming, ons eie woestyntyd. Maar hy het ons daarvoor oorgedra. En u kan weet, hy het daarvoor gesorg dat ons dit net maak. Hy skep ons, hy roep ons, hy verlos ons, en hy sal ons na sy huis toe bring eendag. Graag wil ek u namens die gemeente van Carletonville-Suid 'n geseënde Kersfees en 'n voorspoedige jaar toewens. Daar's 'n gesegde in Japanees, Ikigai, wat 'n konsep is wat beskryf die rede vir jou bestaan. Mag jy die rede vir jou bestaan in die Kersfeestyd ervaar. Mag jy die tevredenheid en gelukkigheid en in die betekenis van jou lewe kry. Die rede wat jou waarde gee, maar baie belangrik ook, soos ons gesing het, en ek dink dit is almal hoendervrys gekry, laat die lig van u deur ons skyn, en dat ons daai waarde sal toevoeg aan ander. Mag julle daardie waarde in Christus ervaar. Jy is dalk eensaam en alleen die Kerstyd. Iemand se plek langs jou van dalk leeg wees. Iemand wat jy verloor het, buite jou beheer. En jy gaan dalk eensaam wees, maar weet dit, God is daar. Ek het 'n bietjie opgelees, wat is die tradisionele geregte wat ons eet, en dit is so dat in Japan, KFC, die keuse van kos is aan tafel, soos wat hier by ons miskien 'n skaapbout en aardappels is. So ons het nie vanaand vir julle KFC daar agter nie. Maar dankie almal. Ons het nou zooi julle uit. Die kerkraad en die gemeente van Carletonville-Suid 'n lekker koppie tee of koffie te kom drink en dit vir verversings aan te meld. Ek wil afsluit met 'n paar bedankings. In die eerste plek vir Doris Matthys, dankie vir die samestelling van hierdie program. Die versierings van die kerk en die saal, daar is baie ure ingesit. Die eetgoedjies wat die vroue van die gemeente saamgestel het, kom geniet dit asseblief. Deelnemers ook van buite, en dis 'n kenmerk van hierdie gemeente, 'n gemeente wat wil liefde uitsprei na ander toe. En u voel baie welkom, ek weet vir almal se bydrae vanaand, u weet wie u is. Fiona se afrigting en organisering, en boonals almal wat vanaand hier was, om saam Here te vereer en sy geboorte
te vier deur hierdie sang. En dan gaan jy vir my sê, ek is nou nie lekker nie, maar ek wil hê jy vir jouself dankie sê. En hoe sê mens vir jouself dankie? Mens sê alleen dankie, deurdat dit wat jy doen, as jy voor die spieël ook staan, en jy het innerlike vrede in jou hart. En ek hoop jy dit vanaand ook gekry, en die drade ook uit in Kersfeestyd. Dan gaan iemand wees wat jy gaan uitnooi wat jy nie eintlik daar wil gehad het nie. Onthou net, Jesus het jou lief, en hy het die ware vrede in jou hart. En deur vrede in jou hart te hê, het jy klaar dankie gesê vir jouself. Baie dankie vir ons Matthys, die woord is aan u. Baie dankie David, almal van julle, dit was 'n voorreg om julle hier te hê. Kom ons ontvang die Here se seën. Dan gaan ons se laaste lied sing, en dan so 'n videoetjie wat julle al elke jaar Kersfees saam met ons gesien het, so 'n pragtige lied, wat sê Go Like the World. So kom ons, net soos wat julle sit, ontvang die Here se seën. Jy kan ook jou hand uitsteek en dan iemand langsaan toe raak en hulle en vra Here, deel asseblief dit wat ons ontvang het, ons wil dit met mekaar deel, ons ontvang dit en ons deel dit, en stort dit vir ons so moontlik uit. Mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag en teenwoordigheid van sy Gees met ons almal wees vandag, hierdie Kerstyd en elke dag. Mag ons sy vreugde sien en sy lig. Mag ons sy lig wees en weet, het is nie in ons eie krag nie, want ontvang nou sy versekering dat hy in sy drie-eenigheid by ons is en in ons is en ons dra op die pad vorentoe. Amen. So kom ons sing nou saam hierdie lied en dan luister ons en terwyl die laaste videoetjie speel, is julle dan welkom om agtertoe te beweeg en saam met ons te kuier. Amen.
There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his own. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See mother, sister, she's been bothered and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceive and bold. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your go light your world. Baie dankie. Julle is welkom om saam met